In 2 Korintiërs 11 se eerste ongeveer 30 verse kom Paulus met 'n baie interessante versoek na die gemeente in Korinte, naamlik dat hulle hom moet verdra as hy dwaas optree. Hy sê dan ook in vers 1 van hoofstuk 11, nou wil ek hê, julle moet 'n bietjie dwaasheid van my kant verdra. Ja, verdra my maar. Nou dit is 'n baie interessante uitlating, en in die Grieks is dit so effens anders, en ek dink die New International Version gee so 'n bietjie meer perspektief op hierdie gedeelte wanneer hy sê, I hope you will put up with a little of my foolishness, but you are already doing that. So inderwaarheid is hierdie versoek iets wat die gemeente eintlik al van tevore aan blootgestel was. Nou kom ons sê net dit, dat dwaasheid nie hier valsheid of oneerlikheid beteken, of met motiewe vir eie voordeel nie. Maar dwaasheid kan ook gebeur wanneer iemand die waarheid praat, maar dalk op die verkeerde tyd en plek. En dit is in 'n sekere mate wat Paulus hier doen. Hy sê dan onder andere in hierdie gedeelte tot by vers 31, sê hy daar in vers 16, ek herhaal, niemand moet dink dat ek 'n dwaas is nie, of anders, beskou my as 'n dwaas, en laat my ook 'n bietjie groot praat. Wat ek nou sê, kom nie van die Here nie. Nee, in hierdie aangeleentheid praat ek werklik soos 'n dwaas, en in die oortuiging dat ek grond het om te roem. Nou dan, in die eerste, begin Paulus en hy sê, weet julle is eintlik al blootgestel aan verskillende dwaase optrede deur mense wat julle beïnvloed het, uiteindelik van julle slawe wou maak en julle eintlik weggelei het van die waarheid af. En ek gaan nou vir julle sê, ek kan met hulle kompeteer. Ek is amper beter as hulle. So dit is eintlik 'n dwaasheid om so te praat. En dan kom hy daar van vers 22, hy sê, trouwens, miskien net in vers 21 kan ek net noem, hy sê, nou praat ek soos 'n dwaas. Enige iets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem. So, as dit dan daar is om te spog oor dinge, Paulus sê, ek is bereid om dit te doen. Maar nou kom hy in vers 22 tot daarby vers 29, en ons kry hier 'n beeld van 'n man wat deur baie beproewings gegaan het om die evangelie te kan verkondig, en hy het groot uitdagings gehad, fisies, en deur mense verlaat, ensovoorts. En dan kom op die einde van alles, in vers 30 en 31, en hy sê, as daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede, amper wil ek sê oor my dwaashede. Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom die lof toe tot in ewigheid. Met ander woorde, dit gaan eintlik hier oor Paulus wat van die gemeente verwag om begrip te hê vir sy omstandighede, en as hulle dan dink hy's 'n dwaas, dan moet hulle dit ook so in die regte lig sien. Dit beteken sekerlik dat ons ook vandag maar met mekaar reguit eerlik behoort te wees, soos Paulus hier was. En hy maak homself eintlik kwesbaar voor die gemeente, om te sê, ek voel, ek tree eintlik nie heeltemal op soos wat ek behoort nie, maar verdra my. En ek wonder hoeveel geduld het ons met iemand wat so optree. Kom ons wys ons begrip, kom ons gee 'n geleentheid, en dalk leer ons, want ek dink, as ons kyk na wat Paulus alles hier sê, dan leer ons 'n paar dinge oor hierdie man se lewe, wat eintlik bietjie onbekend was, en wat ons nie baie oor kennis sou hê nie. Kom ons gee mekaar 'n geleentheid, om regtig mens te wees, om te kan reguit praat, in eerlikheid, en so iets van onsself, en iets van die Here se goedheid, ook aan mekaar oor te dra. Kom ons wees nie huiwerig om reguit te wees met mekaar nie.
en loop mooi.